voorsitter wees, aangesien Louis sy taak moet opstel, maar ek glo regtig dat die Here vir ons 'n besonderse boodskap vir ons sal gee. Kom ons doen ons laaste voorsang, lied 170 en 169, U is heilig, Heer.
dankie vir die pragtige oggend. Ons eer U, ons is lief vir U, Here. Praat nou met ons, maak ons harte ontvanklik, ons wil U woord hoor, Here. Amen. Jesus het baie keer stories vertel. En hy het stories vertel om diep waarhede te deel. En hierdie stories is natuurlik die gelykenisse. En nou vanoggend wil ek nou met julle 'n gelykenis deel, een van die bekendste gelykenisse en een van my, een van die mooiste gelykenisse in die Bybel. En dit is die gelykenis van die verlore seun. En dit kom natuurlik uit Lukas 15. Nou ek persoonlik dink dat dit moet nie, die naam is verkeerd. Dit moes nie die gelykenis van die verlore seun gewees het, dit moes die gelykenis van die liefdevolle pa gewees het. Want in hierdie gelykenis, in hierdie storie, skets Jesus vir ons 'n prent van God se Vaderhart. Van ons lewende Vader God se genadige hart. En dit is waaroor hierdie gelykenis gaan, hierdie storie. Nou net om dit vinnig vir julle op te som. Julle onthou hierdie jongste seun het gegaan en hy het na sy ouers toe gegaan en basies vir hulle gesê, ek kan nie wag dat julle doodgaan nie. Ek soek sommer nou al my erfborsie. Ek is nou nie so gelukkig hier waar ek nou is nie. Ek soek 'n bietjie groener weivelde. En ek dink dit moes 'n geweldige klap in sy ouers se gesig gewees het. Ek dink dit was vir hulle 'n verskriklike skande daar in hulle dorp miskien en 'n vreeslike vernedering gewees. Maar hierdie pa gaan en hy sê, dis reg my seun, en hy gee vir hom sy erfborsie. En ons ken die verhaal, die seun het toe gegaan en ons lees in Lukas 15, hy het hierdie losbandige lewe gehad. En hy het sy geld alles uitvermors. En toe kom daar 'n droogte, 'n groot droogte, en ons lees dat hierdie jong man het niks. En hy het so ver gevaai, hy het so diep, soos ons in Engels sal sê, in die gutter beland, dat hy moet varke oppas. Hy as 'n Jood. Die Jode eet mos nie varke. Dis een van hulle wette. Wat nog te sê, varke oppas en so honger wees, dat jy dit oorweeg om hierdie varke se kos te eet. So hier sit hierdie jong mannetjie, en hy's honger. En toe kom hy tot inkeer, en ek wil dit vir jou lees. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oor genoeg kos om te eet. En hier vergaan ek van die honger. Hierdie ouetjie is honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan, en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. Nou, ek weet nie van julle nie, maar hierdie stukkie sê vir my, dat dit is eerder hierdie jong man se maag wat gepraat het, as sy hart. Ek wonder, hoe berouvol was hy regtig? Want hy is honger en dit bring tot inkeer. Partykeer is ons intensies ook nie so suiwer. Maar in elk geval, hy besluit net daar gaan terug. En daar lees ons in Lukas 15 sit sy pa. En sy pa kyk oor die horison. En hy sê, hier kom sy seun. En ons lees in Lukas 15 dat hy innig jammer gevoel het vir sy seun. En hy, wat 'n Joodse ouer man is, gee sy waardigheid op en hy begin hardloop. En hy hardloop sy seun tegemoet. En weet ek dink so ver as dit hierdie jong man geloop het, het hy hierdie ruim
onmiddellik. Die feit dat hy 'n klere vir hom gee en 'n ring aan sy vinger, beteken dat hy hom as 'n eregas ontvang. En ek lees dit graag vir jou. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen pa en teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werkmense, maak gou, bring klere, bring die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. En toe het hulle begin fees vier. En wat ek in hierdie teks gekry het, is dat ja, God vergeef ons en hy neem ons terug. Al het ons baie keer verskillende agendas. Ek dink regtig dit is eerder hierdie jong man se maag sy hart wat gepraat het. Al is ons intensies nie altyd suiwer nie, hardloop God ons tegemoet. Dit beteken nie ons moenie jammer sien as ons teen God se wil ingegaan het. Maar die ding is ons sê jammer omdat ons weet God het ons reeds vergewe. En die werk is reeds voltooi deur Jesus wat aan die kruis vir ons gesterf het. Want daar aan die kruis het hy uitgeroep, dit is volbring. Dit is genoeg. En ek en jy, ons kan maar net omkeer, ons kan maar net prewel en sê, Here, en hy sit in afwagting, en hy omhels ons, en hy soen ons, en hy vier fees, want sy kind is terug. Dit is die God wat ons aanbid, julle. Christendom gaan nie oor 'n selfdoen godsdiens nie. Dit gaan oor wat het God vir my gedoen. Christendom spel genade. En ons sukkel om dit te verstaan. Ons leef in 'n samelewing en ons leef in 'n wêreld wat ons alles moet verdien. En ons moet hard werk, want ons moet dit tog net verdien. Maar Christendom gaan oor genade. En weet jy, mense raak kwaad hieroor. Hulle raak kwaad as jy praat oor genade. Die Fariseërs het kwaad geraak vir Jesus. As hy gepraat het oor genade, want hulle kon dit nie verstaan het, want hulle wil dit tog net dien, hulle wil tog net dit verdien en daai werk doen. En ons het God besef, ons kan nie. Ons is verlore sonder hom. Ons kan nie uit ons eie uit. En daarom het hy sy seun gestuur om dit vir ons te doen. En al wat ons kan doen, ons kan maar net daai reddingsboei gryp. En dan kom sy gees. En sy gees kom leef in ons. En die Seun sê hy vat ons kliphart en hy haal dit uit en hy gee vir ons 'n hart van vlees en hy vernuwe ons denke en dan verander ons lewe in elk geval. En dan wil ons meer en meer soos Jesus raak. Maar dis nie uit ons eie uit nie. Ons sukkel, ons kan nie. Maar hy kom en hy doen dit vir ons. En dit gaan nie oor 'n klomp wette en reëls en 'n klomp moets en nuus wat ons moet nakom. God verlang na 'n verhouding. Hierdie pa wou nie sy seun as 'n dagloner teruggehad het, as 'n slaaf teruggehad het. Ons pa wil ons nie as dagloners hê nie. Hy wil ons as sy kinders hê. En wat is 'n kind? 'n Kind staan in verhouding met sy pa en is lief vir sy pa. En dit verander ons in elk geval net so. Maar ons sukkel om hierdie ding te begryp van wette en reëls. Want ek het sien nou weer die wonderlike geleentheid gehad ons om vir Nes in Israel te gaan toer. En ons nou weer daar was te besef net hoe vreeslik wetties die ortodokse Jode is. En dit herinner my ook hoe wetties ons is. Dis ek dink aan die Sabbat, ons by die Sabbat daar was. Nou sien ek is so lief vir 'n ou roereiertjie. Maar op die Sabbat mag die ortodokse Jode nie roereier maak nie. Want dit is om iets nuuts te begin en om werk te doen. Daar's gekookte eier, maar daar's nie roereier. Hulle mag ons ook nie rook op die Sabbat nie. Wat 'n goeie ding is. Hulle mag nie motor bestuur nie. Ek het julle al vertel van die Sabbatshuisdag wat op elke vloer stop. En dit is eintlik hartseer want na 2000 jaar snap hulle nog steeds nie
not about religion. Dit gaan nie oor godsdienstige protokol nie. Dit gaan oor 'n verhouding. God wil jou nie as 'n dagloner hê nie. Hy wil jou as sy seun hê. Hy wil 'n verhouding met jou staan. Hy wil hê jy moet hom lief hê met jou hart en jou siel. Hy wil hê jy moet jou alles gee. Nie net 'n paar wette en reëls nakom. Want Jesus het dit vir ons gedoen en hy het vir ons gedoen aan die kruis en dit staan in Romeine. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek van die verlossing deur Jesus Christus. Ons is almal verlore sonder hom. Ek wil ons moet gou 'n bietjie kyk na die ouer broer se reaksie. Kyk hoeveel keer word dan na hom verwys, né? Kyk al die jare, dis daar, die ouer broer wat praat met sy pa. Wat ek soos 'n slaaf vir pa gewerk het. Nooit het ek 'n opdrag van pa vir hom afsaam nie. En vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan vlees eet. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa so goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Dit lyk vir my dat hierdie seun het 'n mentaliteit van verdienste en van 'n slaaf. En hy's verbitterd en hy's selfgerig. En dit gaan nie, daar's nie sprake van 'n verhouding nie, wat hy met sy pa het nie. En dan laat ek jou met hierdie vraag. Wat het jy verg meer nederigheid? Om te werk vir jou eie geregtigheid? Of om geregtigheid te ontvang? Dit verg meer nederigheid. Om soos 'n genade bedelaar voor God te gaan staan en sê, Here, ek kan nie uit my eie. Dit verg meer nederigheid om daai houding in te neem, as om 'n houding in te neem van geestelike hoogmoed. Ek kan dit self doen. Dalk sit jy vanoggend hier en jy dink, maar God sal my nooit terugvat nie. Ek het afgedwaal. Ek het weggedraai. Weet jy, ek wil vir jou sê, ek wil dit vir jou bevestig, ek wil jou verseker vanoggend. Geen nie om wat jy gedoen het. God sit vir jou in wag. Soos wat daai pa gesit en wag het, soos wat op die horison uitgekyk het elke dag en gehoop het vandag is die dag dat my seun terugkom. So sit hy vir jou en wag. Dat jy net tot inkeer sal kom en al is dit uit verkeerde intensies en al is jou agenda nie eers suiwer nie. En dan preek jy net sy naam en dan draai jy net terug. Hardloop hy jou tegemoet en soen hy en vier hy fees, want sy kind is weer terug. Amen. Ag Here, ons verstaan nie genade nie. Ons sukkel om dit te verstaan, want ons dink ons moet alles verdien en ons moet hard werk en ons moet hierdie leer klim op na die hemel toe, Here. En dan so 'n keer dan voel ons nie goed genoeg nie. Here, dankie dat dit nie oor ons gaan en oor hoe oulik ons is en oor hoe goed ons is, Here. Dankie dat dit alles oor U gaan. Want uit ons eie uit kan ons nie, Here. Ons is verlore sonder U. Here, dankie dat U hierdie verhaal in die Bybel gesit het, waar Jesus U Vaderhart vir ons geskets het. Here, vanoggend preek ons net U naam. En ons draai om na U toe. Dankie dat U ons tegemoet hardloop. Amen. Ag, jy nou geleentheid vir offergawes.
van die Seun van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen van